Dis werklik hoopgewend om AfriForum se streekskongresse by te woon. Ons is vandag hier in Pretoria, ons was al in Bloemfontein en in Kaapstad. En 'n streekskongres is waar ons takleiers in 'n bepaalde gebied byeenkom om te beplan hoe ons gemeenskappe sterker en selfstandiger kan maak. Nou, sterk selfstandige gemeenskappe is natuurlik die beste buffer teen die staatsverval wat ons op die oomblik sien. En nou, ons sien onsself, en dis wat ons is gemeenskapsbouers. En hierdie roepingsgedrewe takleiers wat ons hier het, en hulle strukture op grondvlak, is hard besig om te bou in ons gemeenskappe. Ons doen dit op verskillende maniere. Ons het veiligheidsstrukture, meer as 177 buurtwagte wat ons gemeenskappe veilig hou. Ons doen werk op grondvlak, maak slaggate en paaie reg, sny gras, verseker dat ons gemeenskappe regtig opknap om 'n leefbare plekke te wees. En dan natuurlik het ons ook in sekere plekke buurtspanne. Ons het nou 'n fokus op skole. Ons glo Afrikaanse skole is die sentrum van ons gemeenskappe. Dit is belangrik dat ons skole versterk. En daarom gaan ons in die komende jaar ook 'n spesifieke fokus hê dat al AfriForum se gemeenskapsprojekte ook daarop gerig is om ons skole sterker te maak. Ons het 'n hele klompie probleme in Sekunda op die oomblik soos dit is. Ons eerste probleem is waterverskaffing deur die munisipaliteit. Die blaam word op Randwater gesit, maar ons vermoed dit is weens wanbetaling wat ons water teruggehou word. Ons ander probleem is die munisipaliteit wat nie die groenstroke en parke en goed in stand hou nie. So ons maak groenstroke skoon. By die ene dam is dit die groenstrook Gabbas wat daar skoon hou. Hulle het ook maar beperkte finansies, hulle het ook maar beperkte mannekrag, hulle is beperk. Ons help hulle ook gereeld. Hulle het nou mense met 'n trekker gehad wat die gras gesny het. Daar is skole wat hulle nie met die trekker inkom nie, het hulle ons genader om daar te kom skoonmaak. Dan met die skole se veiligheid. Ek het gegaan om die veiligheidsaudit te doen vir die skool. Toe vra hulle vir ons, maar hoorie, kan julle nie sommer die groenstrook vir ons sny nie? Toe het ons dit ook gou vir hulle gedoen, so saam met die veiligheidsaudit, want dit was een van hulle probleemareas wat uitgewys is. Daar is kinders beroof in daai groenstrook. Dan vra ons die mense se samewerking in die dorp. Ons wil begin met 'n herwinningsaksie, waar ons dan jou sak by jou sal kom optel met al die herwinbare materiaal. Hulle moet ons asseblief ondersteun met dit. Dit kan ons fondse aansterk en daarmee kan ons nog meer werkers aanstel en ons kan 'n groter skoonmaakaksie loods. Deur die gemeenskap te kry om saam met ons te werk, brei ons die gemeenskapsbou projek uit. Want hoe meer mense betrokke is, hoe groter bou ons gemeenskap.